Ons het vandag, soos julle kan sien, is 'n bietjie anders te weer gemaak. Dit is nie eintlik baie beplan nie. Maar dis maar hoe gewoonlik 'n WhatsApp profiel kon staan. So vandag gaan ons net so 'n bietjie besprekings doen oor 'n hele paar dinge wat in die Bybel vir ons duidelikheid oor sekere dinge wat aan die einde aan die gang is kan gee. So oom kan miskien so lank 'n bietjie 'n inleiding gee. Ja, ons het besluit ons gaan 'n bietjie gesels, soos wat ons gewoonlik doen op die WhatsApp-program. En julle moet saamgesels as julle wil. Want waaroor gaan dit nou eintlik? Eintlik gaan dit oor hierdie boek. Dis seker die wonderlikste boek in die heelal. Daar is nie nog so 'n boek nie. En as jy nou hierdie boek het, dan hoeveel boeke het jy? Ja, jy het alle boeke wat hier binne-in is afsonderlike boeke. Maar alle boeke saam is 'n boek. En dan kan jy nou hierdie boek vat en jy kan hom lees op 'n spesifieke manier, dan het jy een manier die boek gelees. En dan kan jy hom volgende keer vat en hom op 'n ander manier lees. En die volgende keer kan jy hom vat en op 'n ander manier lees. En die volgende keer so aanvoer tot ad infinitum. Hy is onuitputbaar. En afhangende hoe jy hom lees, gaan jy verskillende stories kry. Dit is nie net 'n historiese boek nie, wat vir jou die geskiedenis gee van die wêreld, van die oorsprong, van die einde nie. Dis 'n rein historiese boek, dis 'n heilsboek, wat vir jou die verlossingsplan beskryf. Dit is 'n boek wat vir jou inlig oor die aard van die godheid en moraliteit. Dit is 'n profetiese boek en dit is 'n tipologiese boek. Maar nie net dit nie, daar is ook ander aspekte. Jy kan byvoorbeeld die opgevoerde gelykenisse lees. Die boek is 'n boek van opgevoerde gelykenisse, enacted parables. Weet julle wat dit is? Weet julle wat 'n enacted parable is? 'n Opgevoerde gelykenis. Soms is dit 'n opdrag van die Here dat jy 'n opgevoerde gelykenis kry. Soos in die geval van Jesegiel. Jesegiel vat nou mense produkte en gaan bak vir jou 'n brood daarmee. Jesegiel sê, dis te ek gaan dit nie doen nie. Ek kan definitief nie op die toilet sit en baie goed vergader en 'n brood daarmee bak nie. Het gaan net nie gebeur nie. Die Here sê, is reg my vriend, jy kan maar kooimis gebruik, maar mis gaan jy gebruik, bakkie brood. En maak 'n gat in die muur, en lê op jou sy vir 'n klomp maande, en dan lê op die ander sy vir 'n volgende paar maande, en jy dink, wat doen die Here? Presies. So dit is 'n opvoering wat hy gee om 'n verhaal oor te bring. Dit is 'n opgevoerde gelykenis. Maar die pragtigste opgevoerde gelykenisse is in mense se lewens self. Waar jy die boek lees, nie om te lees wat is die verhaal van die persoon nie, maar wat se inligting is daar binne in daai verhaal wat vir my van belang is. So as ek 'n gewone boek lees en ek lees 'n geskiedenisverhaal van Piet Pompies, nee Martin, wat lees ek dan? Ek lees sy storie en dan is dit klaar. Maar wat as die storie so diep is, dat dit eintlik baie meer beteken as dit is, maar 'n profesie is in 'n verhaal, in 'n daadwerklike verhaal. Want dit maak die Bybel meer kleurvol, want baie keer as jy net oppervlakkig lees, dan lees jy 'n storie, en dan bly dit daar. Maar wanneer jy begin verstaan dat hierdie tipe goed, dat daar tipes is, en daar's parallelle, en antitipes, en dit is dalk, elke storie wat jy lees, het 'n groter betekenis vir almal. Nou soms is die verhaal in opdrag van die Here, soos in die geval van Jesegiel. Pragtige een in die Bybel is die verhaal van Abraham en Isak. Hulle kry die opdrag
of Abraham kry die opdrag om sy seun te offer. En die wilde verhaal is die verlossingsplan, want die hout word op sy rug gepak. En die wilde verhaal van die verlossing en van die dood, van die kruis, alles gepak in daardie verhaal, met al die emosies en die gevoelens wat daarmee gepaard gaan. Almal in daai verhaal verpak. So daar is 'n opvoering wat uitgevoer word om 'n sekere boodskap oor te dra wat vir ewig geld. En dan kan jy die Bybel lees net met die name. Jy vat die name van die persone en jy gaan na elke naam en jy vra vir jouself, wat beteken hierdie naam? En dan kry jy die hele verlossingsplan in 'n naam. En soms word die naam verander. 'n Saulus word 'n Paulus. En wat beteken die naam? En dan moet julle dit opsoek. Ek gaan nie vir julle sê wat dit beteken nie, maar as julle dit gaan opsoek, ek gaan een vir julle sê. Paulus, hoe was hy voorheen? Was hy redelik selfvoldaan? Was hy seker hy was reg? Ja. Maar toe word sy naam verander van Saul na Paulus. Waarom? Want Paulus beteken nederig. Nederig. So daar is nie met 'n verandering van naam nie, daar is 'n verandering van karakter wat daarmee saamgaan. En dit is interessant, die gees van profesie sê, behalwe vir Jesus Christus, was Paulus die grootste leermeester wat nog ooit op hierdie aarde geloop het. Nog ooit hier geloop het, behalwe vir Jesus. So jy kan die name lees, of jy vat die naam Hosea. Hosea beteken verlossing. En dan lees jy die verhaal van Hosea en sy lewe. Met wie moes hy trou? Met 'n nie so goeie vrou nie. Met 'n prostituut. Ja. En wat moes hy uiteindelik doen om daai vrou terug te kry? Hy het haar gaan koop. Hy het haar gaan koop. En dis 'n daadwerklike lewe. Dis nie 'n dis 'n opdrag, maar dit is ook 'n daadwerklike lewe. Hierdie man moes hierdie gelykenis, as jy wil, leef. En hy moet dit voel. En nou raak hy waarskynlik nog verlief op die vrou en sy is net, gaan nie sê wat sy is nie, verskriklik. En hy moes dit beleef. It's an enacted parable. Wat daadwerklik in iemand se lewe gebeur het. So as jy die Bybel lees en jy kyk na die verhale, wat kan jy leer uit die verhaal van Daniël? Hoe jy kan optree. En hoe jy moet lewe. En hoe jy moet lewe en hoe jy moet staan vir wat reg is. Wat beteken die naam Daniël? Wat beteken die naam Daniël? Hey Jan, daar Jan, gaan er wees, God is my regter. Aha, regter, judgment, oordeel, tyd van die oordeel. Is daar 'n spesifieke manier hoe jy moet lewe as jy lewe in die tyd van die oordeel? Wat is die voorbeeld in Daniël se lewe? Daniël se lewe is 'n toneelspel en 'n daadwerklikheid gelyktydig. En dit is 'n profesie vir die toekoms. Alles ingepak in 'n lewe. As jy Daniël hoofstuk 3 lees, dan is dit die verhaal van die eindtyd. In 'n daadwerklike gebeurtenis in mense se lewens. Daniël en sy 3 vriende, wat moes hulle doen? Hulle moes staan teen 'n opdrag. En die ander manne het gebuig. Die meeste Jode het skoenveters vasgemaak, maar hulle het gestaan, hulle het geweier. So daar is 'n verhaal verpak in die lewe van Daniël, wat van toepassing is op ons tyd. So kan jy nou sien dat as jy die verhale lees, en jy kyk net na die name en die veranderinge, vat nog 'n voorbeeld, ons praat nou maar net sommer lekker saam, ons kom nog by vandag se storie. Van die 12 patriarge.
As jy die name van die 12 patriarge bymekaar sit, elkeen het 'n betekenis. Die vrouens met wie hulle getrou het 'n betekenis. Soos byvoorbeeld, Judas se vrou se naam was Shua. Wat beteken Shua? Dit beteken held. Vir wie skree hy? Hy skree vir die Here. Ek is in 'n gemors, ek sit nou met hierdie vrou. Ek soek uitkoms. En ek kry 'n seun, die kind se naam is en die ander een is, wie word en dit beteken iets. En as jy daai name studeer, dan kry jy die hele verlossingsplan, maar jy kry ook 'n karakterverandering. En jy kry die verhaal van die verlore seun wat weggegaan het van sy ouers en wat teruggekom het. Dit is so diep, dit is so volmaak, die storie is so ongelooflik. Die karaktertoetse wat daarin is, ongelooflik. Nou wanneer jy dit lees jy 'n verhaal, of jy lees iets wat baie dieper is. So, topologie, die gebeurtenisse wat beskryf word, dan moet jy dit doen, dan moet jy dat doen, dan moet jy dit doen, en jy raak so verveeld, jy wil net, ek lees al verby. Maar as jy het begin studeer, wat beteken dit? Hoekom vra die Here vir my om dit te doen of dat te doen? Wat is die groter realiteit? Kan julle sien dat dit 'n leeftyd sal vat en dit sal nie genoeg wees om hierdie boek uit te put nie. Sal hom nooit uitput nie. Nou ons wil vandag gesels oor een spesifieke storie wat 'n daadwerklike verhaal is, maar moontlik ook daadwerklike profesie is. En nie net noodwendige profesie is nie, maar ook 'n gelykenis. En nie net 'n gelykenis, maar eindtyd dubbel toepassingsprofesie. En julle sien dat dit moontlik is aan die hand van wat ons bespreek. So Martin, lei ons in hierdie goed in, help ons. Waaroor gaan dit? Wel, kleintjie, ek het begin met skepe of bote wat dit nie gemaak het nie. Dit is nogal interessant, want die verhaal wat ons oor wil praat, is juis Paulus se vaar na Rome. Dis die laaste 2 hoofstukke in die boek Handelinge. En dink julle, as julle Handelinge lees, dat Handelinge is 'n geskiedkundige boek van wat gebeur het met die disippels? Of is dit 'n profetiese boek van wat gaan gebeur met die Here se volk oor die eeue, en miskien ook spesifiek vir die volk van die eindtyd? Dink julle is moontlik? Ek dink nie dit is moontlik nie, ek dink ons moet besef dit is so. Laat jy die boek Handelinge met ander oë begin lees. Dit is Jy moet nie 'n verhaal lees nie, jy lees nie 'n cowboyboek nie. Ons moet begin sien, want dit is tipologie van hoe ons dit sal ervaar in die dae wat ons is. Okay, ek kan nou 'n Engelse Bybel hier en daar is dit in Afrikaans. Martin, wil jy nie vir ons begin lees in Handelinge hoofstuk 27 en kom ons kyk of ons 'n verhaal toneelspel van daadwerklike profetiese aspekte kan kry in hierdie verhaal. Want hy is hiervan opgeskryf in soveel detail in die Bybel nie. Okay, ons begin by Handelinge 27 vers 1. En toe daar besluit is dat ons moet wegvaar na Italië, het Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keiserlike leerafdeling met die naam Julius. Alright, maar net 'n vraag hierso. Is die hoogste gesag hier betrokke? 'n hoofman oor 100 was nie. Hy was 'n hoofman van 100, maar waaruit kom hy? Keiserlike leerafdeling. Hy is uit die keiserlike leerafdeling, so hy's 'n uitverkore soldaat. Dis nie sommer enige iemand wat die opdrag kry nie, gaan aan. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke
in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon gekom. En Julius het Paulus menseliewend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. Okay, so hier was iemand en hy was vriendelik. Die Engels sê he was courteous. Courteous. So daar is sommige mense wat kyk na gevangenes van Christus en wat vriendelik is. En daarvandaan het ons afgevaar en onder Cyprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Okay, wat wil jy daar sê? Ek wil sê, kan ons verwag dat die winde teen ons gaan wees? Wat is winde in die Bybel? Strife, oorlog, Oorlog, ja, teenkante. dit ook. Maar hy gaan nie teen ons wees nie. Goed, so van die begin van sy reis, want daarna dis die laaste reis van Paulus. Die heel laaste reis. Kan dit iets te maak hê met die heel laaste reis van die Here se kerk? Dit was, Paulus se laaste reis. Ons het daarop die see langs Cilicië en Pamfilië deurgevaar en by Myra in Lycië aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind wat na Italië vaar en ons daarop laat oorklim. Ons kan nou baie spekuleer. Alexandrië is 'n baie interessante plek. En dis waar die grootste biblioteek van die antieke tyd was. En daai ding het natuurlik afgebrand. En dis eintlik wonderlik dat hy afgebrand het, want hy moes afgebrand het, want hy het begin goed publiseer soos wat jy Review en Herald het, en dit het ook afgebrand. Maar moenie sukkel met okkultisme nie. Moenie gnostisisme hier kom inbring nie. Moenie pantheïsme begin verkondig nie, jy gaan sukkel. Maar hy is op hierdie skip, gaan aan. En verskeie dae het ons langsaam gevaar met moeite teenoor Knidus gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmone. Hoe voel julle oor daai vers? Toegepas vir ons tyd. Is die pad maklik? As jy die waarheid wil leef en verkondig, gaan dit maklik wees. Dis moeite, daar's nie wind om Gaan aan dit te net help. vinnig wees of gaan jy maar sukkel? Dit kan ook aansluit soos oom nou genoem het van die Heilige Gees. Hierso is die wind nie eintlik daar nie. So dit voel vir jou ek het nie die Heilige Gees wat my eintlik aanhelp nie. Ek kry moedeloosheid. Ronel, is dit maklik? Gaan alles maklik? Nee. Okay, gaan aan. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Hawens in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. En omdat 'n geruime tyd verloop en die scheepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: "Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe." Klink dit soos iets wat van toepassing kan wees vir ons tyd? So ons is op hierdie skip Ons is op die skip en ons is op en 'n ons reis. sien hier kom dinge. En dis moeilik en die wind is van voor en ons is gesukkel en 'n gestoei. En daar was 'n gevas. Nou die woord vas gaan 'n paar keer verskyn in hierdie ding. As jy vas is, jy honger. Maar nie al hierdie manne was Christene nie. So hulle was honger. Kan hulle daar honger wees vir iets anders as fisiese brood? Verseker. Okay. Chulles. Maar Paulus voorsien, hier kom moeilikheid. Voorsien ons, daar kom moeilikheid. Selfs vir ons lewens. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Google was meer belangrik as die woord.
Selfs die hoofman van 100, nee. Hy het gaan naslaan in Google en Google het gesê, nee, is reg. Maar Paulus het gesê, dis nie reg nie. Jy moet oppas na wie jy luister. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter. Ek dink die Engels lees, ek hou van die Engels in hierdie geval. And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also. Die meerderheid het gesê, it's not commodious. Wat beteken die woord commodious? Wat is 'n commode? Is 'n rusbankie. Lekker lê op 'n rusbankie. It was not commodious. Dis nie so Ons soek nie 'n gerieflik. moeilike pad nie. The more part het gesê, kyk, hierdie ding is te moeilik. Ons moet iets belangriker kry, iets makliker. So die plek waar hulle sou moes oorwinter, waar hulle sou moes skuil vir hierdie aanslag, was dit nie gerieflik genoeg vir hulle nie. So nee, ons sal maar eerder aangaan. Okay, dis man. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. So hier begin die laaste skof nou en hy begin by Kreta. En die windjie is sag. Pas op as die windjie saggies waai in julle lewens. As die windjie begin saggies waai en dinge lyk voorspoedig. Pas op. Gaan nou? Maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind, wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Nou die Engels is daar ook interessant. Die Afrikaans sê stormwind. Maar die Engels sê a tempestuous wind. Ek hou van daai woord. Tempestuous, 'n stormagtige wind, ja, maar hy is ook verneig. Dis 'n verneinige wind. Maat. Hy's 'n geniepsige wind, dis 'n peslike wind wat hier gewaai het, okay? En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. So daar kom 'n tyd wanneer jy hierdie skip nie kan beheer nie. En dit lyk vir jou, jy moet maar opgee, want laat Gods water maar oor Gods akker loop. Ek kan nie hierdie ding beheer nie. Het jy al op daai punt gekom? Miskien kan ons net sê, julle het seker nou agtergekom wat die skip is. Ja, wie is die skip? Wie is die skip? Nee. Die kerk. Skip is die kerk. Want hierdie is die laaste een wat op pad is na die einde toe. En dit lyk asof die stormwind die kerk hiernatoe vat en daai na toe vat en dan is dit woke en dan is dit dit en dan is dit die ander ding en jy dink dis chaos. Ek gee op, ek trek die anker op, hy moet nou maar gaan. Tempestuous wind. Ons kan nie meer hier goed hanteer nie. Maar die Here is in beheer. Want pas op, kyk wat gebeur. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom wat Clauda genoem word, kom ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. Kry julle die gedagte? Met moeite. Met moeite, hierdie dingetjie wat agterna gesleep word. Okay, dan. En nadat hulle opgetrek het, die sleepboot, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onder om te gord. En omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal en so het hulle dan weggedrywe. So hulle besluit, hierdie skip gaan dalk breek in hierdie omstandighede en hulle het probeer om 'n klomp plakmiddels en band-aids en wat ook al te vat om die skip aan mekaar te hou. Gebeur dit met die kerk? Probeer om die kerk Gebeur dit met die kerk? Ja, nee. Okay, gaan aan. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. Okay, die storm raak so erg, hulle gooi nou goed uit die skip uit.
Okay, gaan nog aan. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. Wie in sy regte verstand gooi die skeepsgereedskap uit die boot uit? Dit moet verskriklike toestande wees, né? Met ander woorde, nou het jy nie meer enige beheer oor hierdie ding nie, want jou skeepsgereedskap is weg. Wat moet jy nou aan die dag lê? Gebed En geloof. geloof. Want nou is jy nie meer in staat om iets daaromtrent te doen nie. Het julle al by die punt gekom waar julle sien, daar's niks meer wat ons kan doen aan hierdie saak nie. As ek kyk na my kerk soms vandag, dan sê ek ook vir myself, was niks meer wat ek kan doen nie. Nou moet die Here maar optree, gooi maar die gereedskap oor, sê waar hierdie spanne werk nie. Nee, Hierdie spanne werk nie. hierdie Gooi tool maar werk weg. nie, daar gaan hy. Daar gaat hy. En dan, En onder die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. daar's geen son nie, daar's geen sterre nie, daar's geen lig nie. So as daar geen lig is nie, hoe lyk dit dan? Dan is dit mos donker, né? Jy kan nie eens sien wat jy doen nie. Is hierdie wêreld in 'n toestand van duisternis? Wie is die lig van die wêreld? So hier is hierdie boot en hy seil deur die duisternis. Ons is op hierdie boot, mense. Lees as dit vol donker is, dan is die lig nie daar. En nou kom die honger weer. En nadat hulle lank sonder ete was, wat die brood van die lewe, het Paulus, Wat wil jy sê, Martin sê daar? wel, as Jesus die lig van die lewe is, wat is hy nog? Is die brood van die lewe. So, En wat was hulle langs onder lank wat? sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Krete afgevaar het nie. En julle sou so hierdie ramp en skade bespaar het. Die boot is op pad in 'n sekere rigting. Waarheen gaan hy so terloops? Waarheen is hy op pad? Rome toe. Daai een, ja. Daai skip is op pad Rome toe. Paulus sê, julle sou beter gewees het as jy nie so toe gegaan het nie, net hier gevlei het. Wel, Met na Rome toe gaan nie. en hy het ook gesê, hulle moet by Kreta stop, Ja. want hulle sou veiliger gewees het daar. Maar nee, hulle het nie geluister nie. Maar nou preek hy gee nou 'n preek. En dan vers 22. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Het is nogal 'n skok. Maar ons gaan kyk wat met die skip gebeur. Gaan aan. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Jy moet voor die keiser staan. Jy moet getuig voor die keiser. Die keiser is die een voor wie jy moet staan. Jy word aangekla en ter dood veroordeel daar. Wie is vandag die keiser? Wie is die titel van die keiser? Die titel van die keiser destyds was Pontifex Maximus. Wie daai titel vandag? Okay, lees aan. Daarom, hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. Ons moet op 'n sekere eiland strand. Daar gaan die skip stop. Van daar af gaan die skip nie verder nie. Van daai sekere eiland gaan hy nie verder nie. Ek wil graag weet wat 'n eiland dit is. Wil julle nie ook weet nie? Lees aan. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom. Omtrent wanneer? Middernag. Middernag. Is dit 'n tendens in die Bybel om te praat van middernag? Het julle al gehoor van the midnight cry byvoorbeeld en sulke dinge?
En was dit nie middernag wanneer die Here kom nie? Met ander woorde, hier beteken dit nou nie die koms van die Here nie, maar dit beteken die duisterste tyd in die geskiedenis van die mensdom. Daarom gooi hulle die diep lood uit en kry 20 van. Handelinge nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die diep lood uit en kry 15 van. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Is ons op die punt waar ons wens dat dit uiteindelik dag sal word? En nou wat doen die manne? Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see te laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. So hier is manne wat sê, ek gaan nou die skip verlaat, hierdie ding gaan dit nie maak nie. Nou plan met die keer. Kyk, die water word al hoe vlakker, hier is die rotse, ons is in die moeilikheid, ons is klaar, ons gaan van hierdie skip afklim. Wat sê Paulus, vers 31? So sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Begin julle die boodskap kry? As julle nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Maar die skip gaan strand. Daar gaan 'n botsing kom. Kom ons lees verder. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly, vas sonder om iets te gebruik. Nou hierdie 14 verskyn nou al 2 keer in hierdie relaas. 2 keer wat die getal 14 genoem word. En Paulus sê vir hulle, nou moet julle eet. Hier kom moeilikheid. Nou moet julle eet. Iets internaliseer. 14. Het dit iets met Pasga te doen gehad? Het 14 iets met Pasga te doen gehad? En Ja? ons los dit maar daar. So, daar is 'n tyd. Ons het nie tyd om so diep in te gaan nie, maar die feit bly staan, Paulus sê, nou moet julle eet manne. Wat moet julle eet? Voor hierdie botsing. Julle moet nou die woord internaliseer, want hier kom 'n ding. Die woord van God, nou moet jy gevestig Nou moet raak. jy eet. As jy nie in die boot bly nie, is jy dood. Jy bly in die boot. Gaan aan. Teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus hulle aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud. Want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Okay? Die Afrikaans sê tot vir behoud. Kom ek lees die Engels. Wherefore I pray you to take some meat, dis kos, nie vleis nie, dis kos, of taling. For this is for your health. For there shall not a hair fall from your head of any of you. Ons moet eet. Ons moet fisies en psigies gesond bly. Gaan nou? Toe hy dit gesê het, neem hy brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. So hy stel die voorbeeld. Hy begin eet. En op dieselfde wyse moet ons eet, want ons is net voor die stranding van die skip. Gaan aan. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. En ons was in die skip altesaam 276 siele. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. Okay. Dink net 'n bietjie aan daai vers. Hulle het almal geëet. Hulle het almal gesorg dat hulle voedsel het. En toe hulle daarmee besig klaar was, toe het hulle die koring gevat en hulle het dit in die see gegooi. Waarvoor staan see in die Bybelse konteks, in 'n profetiese konteks? Die volke, die menigtes, die tale. Wat het hulle in die water in gegooi onder die volkere? Die woord. So hulle het begin skree, hulle het begin evangeliseer, gaan aan. En toe dit dag word,
het hulle die land nie herken nie, maar hulle het 'n inham met 'n strand bemerk, waarop hulle van plan was om die skip te laat loop as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak en hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. So nou kan hulle niks meer doen nie, hulle het alles op boord gegooi, nou wag hulle net wat gaan gebeur. Kan ek kyk? En hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand. En die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Okay, nou hier strand die skip. Nou die Engels is bietjie interessant hierso. Die Engels sê, and falling into a place where two seas meet. They ran the ship aground and the forepart struck fast. They kon nie verder nie. And remained immovable. Hy het 'n rots getref waar hy nie kan verbykom nie. But the handpart was broken with the violence of the waves. Kan lees aan? Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem eerste in die see moes spring om aan land te kom. En die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip. En so het almal behoue aan land gekom. So die skip het geland op 'n eiland. En die eiland se naam was Melita. Melita is die eiland van Malta. Wie het sy hoofsetel vandag op die eiland van Malta? Nou. Is dit nie die ridders van Malta nie? In ander woorde, die ridders van Malta is die militêre arm van die Rooms-Katolieke Kerk. En hierdie skip het homself vasgery teen daai mag en hy kon nie verder kom nie. Dis soos Gabriel wat vasgehou is deur Lucifer, deur Satan, en hy kon nie verder gaan nie, tot Michael hom kom help het nie. Die finale botsing vind plaas waar twee sees mekaar ontmoet. Twee koninkryke gaan op mekaar bots. Die een is 'n aardse koninkryk, die ander een is 'n hemelse koninkryk. Hulle gaan bots en hulle gaan bots teen die militêre arm van die magsgroep op hierdie aarde. Nou dit is hoofstuk 27. En as 'n doodsdekret, maak hulle dood. Maar die Here tree op en hy maak hierdie man sag, sodat hy sê, nee, nog nie. Ons maak hulle nie dood nie. Nou ons is by 12 uur, maar ek wil vreeslik graag ten minste 'n stukkie van 28 vir julle lees. En dan sal ons dit doen. Kan ek dit in Engels lees, want ek het net my Engelse Bybel hier. And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita, Malta. Die Bybel is baie spesifiek waar die skip nie verder kon gaan nie. And the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received us everyone because of the present rain and because of the cold. Dit reën dat dit bars. Hulle het geland, hulle kan nie verder gaan nie, hulle het gebots teen die prinsipe, die gedagtes, die denkwyse van Malta. Daar sit hulle vas. En toe begin dit reën. Waarvoor staan daai reën? Dis die laat reën. Wanneer hierdie skip hierdie finale botsing tegemoet gaan, die skip gaan begin opbreek. Dit lyk asof die kerk gaan val, maar die kerk gaan nie val nie. Ons sal dit nou sien. Hou vas aan die planke. Hou vas aan die planke. Dis al wat ons het. Moenie die planke los nie. En dit gaan reën. Dit gaan baie reën. And when Paul had gathered the bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened onto his hand.
En hulle het gedink hy moes gesterf het. Maar toe skud hy die slang af en hy gooi hom in die vuur en dan gebeur niks nie. Daai belofte van julle gaan op skorpioene trap en dan gaan niks met julle gebeur nie. Julle gaan gif drink en dan gaan niks met julle gebeur nie. Vir watter tyd is daai belofte? Nou, in daai tyd wat hy ding tref. Dis vir daardie tyd wanneer ons hierdie dinge tegemoet gaan. As ek wil net inbring, die wat hierso was met die doopdiens gisterand, ons het dit ook gehoor. Dit is daar wat die verseëling, hierdie is basies die verseëling wat plaasvind. Ja. En toe begin hy preek. Dit reën, die slange, die skorpioene, kan niks meer aan hulle doen nie. En die hoofman, hy het 'n siekte in die huis, familie is siek. Hy roep hom. Hy gaan hier na toe, vers 20, of kom ons lees vers 19. Nog nie heeltemal daar nie. In elk geval, daar's 'n geweldige reaksie. Die mense aanvaar die boodskap, baie van hulle. En toe kom hy uiteindelik by Rome. En daar moet hy getuig voor die Jode. En hy moet getuig voor daai mense daar in Rome. Vers 19, when the Jews spoke against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I ought to accuse my nation of. For this cause, therefore, have I called for you, to see you and to speak with you, because that for the hope of Israel I am bound with these chains. And I say, we desire to hear of thee what thou thinkest, for as concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against. Is dit 'n toestand wat ons tegemoet gaan, ja of nee? Ek dink ons hoor al gereeld. Behoor ons nie van die sekte wat teen gepraat word nie? En dan die beweerde, and when they had appointed him a day, there came many to him unto his lodging, to whom it is expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus about the law of Moses and of the prophets, from the morning till the evening. Hoe lank moet ons getuig? Van die môre tot die aand. En ons moet skree. Law and the prophets. En dan die tragiese vers of die goeie vers. And some believed the things which were spoken, and some believed not. Dis nie ons saak nie, dis nie ons taak nie. Vers 28, Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Mense, hier is 'n toneelspel wat homself in die daadwerklike lewe van Paulus afspeel. Hy is op hierdie boot wat 'n simboliese waarde ook aangeheg het, 'n profetiese profiel. En hy beskryf die storm, en hy beskryf waar die skip uiteindelik bots, en wat die toestande is van die botsing, en die laat reën. Maar as jy nou op die skip bly nie, lees vir ons 'n sitaat, Martin. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. Don't leave the ship. I had an impressive dream last night. I thought that you were on a strong vessel sailing on very rough waters. Sometimes the waves beat over the top and you were drenched with water. You said, I shall get off. This vessel is going down. No, said one who appeared to be the captain. This vessel sails into the harbor. She will never go down. But you answered, I shall be washed overboard, as I am neither captain or mate. Who cares? I shall take my chances on that vessel you see yonder, said the captain. I shall not let you go there, for I know that vessel will strike the rocks before she reaches the harbor. You straightened yourself up and said with great positiveness, this vessel will become a wreck. I can see it just as plain as can be. The captain looked upon you with piercing eyes and said firmly, I shall not permit you to lose your life by taking that boat. The timbers of the framework are worm-eaten, and she is a deceptive craft.
If you had more knowledge, you could discern between the spurious and the genuine, the holy and the appointed to utter ruin. And done. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains, while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must take place. Ek dink ons is by daardie punt in die geskiedenis waar die laaste reis van Kreta na Malta nou plaasvind. Ek verwag 'n botsing met die prinsipe van die een kant van die wêreld en die prinsipe van die Bybel se moraliteit. Bly in die skip en as die skip begin breek, hou vas aan die planke en dan kom 'n skurm. As daai rotsteef is dit 'n geweldige skurm. En as jy vasbyt en jy eet die brood wat nodig is om die leiderroep te bring, dan gaan daai reën begin val. Geen slang gaan julle raak nie, geen skorpioen gaan julle seermaak nie, geen gif gaan julle doodmaak nie. Mense sal genees word, hulle gaan die waarheid aanvaar en ons gaan huis toe. Bly in die skip. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons sien so uit na daai dag, wanneer U kom. Ons wil in hierdie skip bly, dis nie maklik nie. Die storm woed, en ons is al by die uitgooi van die skip se implemente en al die goede, want ons weet nie meer nie, so ons gee oor. Ons wil vir U vra om ons deur te trek, en ons die moed en durf te gee, en laat ons sal staan soos Daniel gestaan het, en laat ons by daai blye dag kan sê, hier is ons God wat ons verwag het. Wees met ons in hierdie tye, laat ons dit ook in ander kan uitdra, en dat ons U kinders kan gaan haal daar buite. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.